aan de klok. Gees van die Here is nog nie klaar nie, net omdat ons by die woord kom. Beteken nie dat die Heilige Gees het klaar gewerk nie. Beteken nie dat jy nou moet dink, dit nou maar woorde nice doen. Ek weet die Here gaan vanmorgen nog iemand in hierdie plek op heel maak. Glo dit met my Here aan, ek glo dat die Here gaan vanmorgen nog iemand uitdruk, optel, heel maak, losmaak, verlos, wat ook al God weet jy nodig het. Maar vanmorgen met die praat jy oor 'n total surrender. Wil jy vanmorgen met die praat oor hierdie gedagte total surrender. In Efesiërs 6 praat die woord van die Here oor die wapenrusting en hy sê dat ons met die volle wapenrusting van die Here aantrek, weet sodat ons weerstand kan bied teen die bose geeste, die owerhede, die magte, die heersers van die eeu, en dat ons kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte. So van die val van Satan af, waar die woord van die Here sê, die duiwel sien neerval soos 'n bliksemstraal uit die hemel uit. Tot vandag toe is daar een van die grootste geestelike oorloë wat plaasvind. En dit is die geveg vir 'n siel. Die grootste geveg het begin plaasvind toe Satan geval het en dit het al begin by die tuin van Eden. Waar hierdie geveg aan is teen God se plan en die doel van hierdie geveg is om siele. En ek wil vanmôre vir jou sê dat God doen alles in sy vermoë dat ek gered moet word en hy het alles gedoen en die duiwel doen alles in sy vermoë dat ek moet verlore gaan. Maar op die einde van die dag is daar 'n derde wil. So daar's God se wil, daar's die duiwel se wil en daar's my wil. So daar's 3 aspekte wat in my en jou lewe elke dag 'n rol speel. Dat God beklei vir my sodat ek gered moet word en hy het vir my alles gedoen sodat ek die hemel kan maak. Baie mense sê ja, maar dit beteken dit nou God sê vir my as ek hom nie wil dien nie, gaan ek hel toe. Dus dit kan amper af of God my doen. God sê nee, hy weet ek is op pad die hel toe. Want dit is 'n choice. Ek wil nie met die hel toe gaan nie, so gee my seun se lewe. Jesus gee sy lewe sodat ek nie moet hel toe gaan. So it's a choice. En die duiwel wil alles doen om my te vervreem van God af en God se plan vir my lewe. So jy moet dit vandag verstaan. Elke dag van jou lewe, there's a spiritual fight going on for your salvation. Die duiwel wil jou hel toe sleep en God wil jou hemel toe vat. Op die einde van die dag sê God ook, ek hou vir jou voor die seën en die vloek en die lewe en die dood kies self. It's a choice. God is 'n gentleman en hy sal nooit sy wil op jou afdoen. Maar hy het gekom sodat ek en jy gered kan word. So jy moet dit weet, dat die duiwel gaan alles doen om jou hel toe te vat. Die duiwel gaan alles doen om jou moeg te maak, om jou aan te val, om jou geestelik uitgeput te maak, om jou liggaamlikheid. There's a fight going on. Hoor van jy, hoekom gaan jy 'n wapenrusting nodig hê as jy nie kan fight? Dit is die probleem van baie kinders van God, hulle het die oulikste wapenrusting, maar daar's nie 'n merkie op. Goed, as jy kyk, jy wil elke dag my wapenrusting moet. Jy weet nie om die swaard vas te hou. Wapenrusting is nie om daar te staan vir mooiheid, iets te fight. En jy moet ook van, want ek moet leer om kragtig te word in die Here en die krag van sy sterkte. Ek moet die wapenrusting aantrek. Ek moet toelaat dat die gees van God die swaard vat, wat die woord is van die Here waarmee ek kan terugbly. Ek moet die skild aantrek. So I need to train myself. Hy sê word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek het jou alles gegee om oorwinning te kan kry oor die vyand, but it's your choice. Baie mense sê dat, ek trek die wapenrusting aan. Maar as jy mooi gaan kyk, ek het dit baie gesê, as ek trek elke oggend my wapenrusting aan, my vraag is, hoekom het jy hom uitgetrek? Wat gebeur in die nag? Bestuur die duiwel val my aan in die aard, ja, my wapenrusting nie langs te doen. Maar om dit te verduidelik, jy moet verstaan die wapenrusting, it's a way of living.
So dit is nie iets wat ek aantrek en uittrek nie. Helm van verlossing, so trek ek verlossing aan en verlossing af. Of jy is verlos of jy is nie verlos nie. Borswapen van geregtigheid, of jy loop in geregtigheid of jy loop nie in geregtigheid. So it's something that I live. So ek moet geregtigheid aantrek, ek moet geregtigheid leef. Ek moet verlossing ek moet verlos wees sodat die vyand nie my denke kom. Dan kom hy gaan so alles en baie ouens sê die hele wapenrusting maar dit op die skoene aan. O, pastoor, ek doen alles, maar die skoene is die bereidheid om die evangelie te verkondig. So many people have the whole armor, maar hulle loop kaalvoet en trap in dorings. Hulle verstaan dit nie. So ek wil dit vandag vir jou sê, it's the way that I live. Die wapenrusting is sodat ek moet verstaan dat die duiwel het gekom sodat ek nie gered kon word nie in die eerste plek en in die tweede plek sodat ek nie vir God se koninkryk 'n verskil kan maak. Sodat ander nie gered kan word nie, sodat ek nie vir ander kan getuig nie. God het vir ons alles gegee. So jy moet dit vandag besef, there's a fight going on every day for your salvation. But at the end of the day, it comes down to me. Aan wie gaan ek gehoorsaam wees? Aan wie gaan ek my onderwerp? Vir wie gaan ek meer vrees? Vir wie gaan ek meer gehoorsaam wees? Nie net aan die vyand nie, baie keer is dit my eie wil. So there's three things that play. My will, what the devil wants and what God wants. En aan wie ek ook al gehoorsaam is die een wat my wil het. Eenmaal. Dit is, kom ons lees wat sê Jakobus hoofstuk 4 vanaf vers 3 tot en met vers 10. Jakobus hoofstuk 4 vanaf vers 3 tot en met vers 10. Jy kan op jou eie tyd dan hele hoofstukkie van deurlees. Is baie belangrik om alles altyd in konteks te lees, maar terwille van tyd gaan ek net vanaf vers 3 tot 10 lees en dan daarna gaan ons na Romeine hoofstuk 6 toe vanaf vers 14. Hy sê julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Dit is skeer. Jy kan sê jy is lief vir God, but if you choose the world, God becomes your enemy. Wat pastoor, hoe kan jy dit sê? Die Bybel sê. Wat beteken egbreker en Hy praat nie van iemand dat sy vrou verneem, hy praat van iemand dat God verneem. Hierdie egbreker en egbreeksters praat van, ek en jy moet in 'n relationship wees met hom, en wanneer ek God se vyand, maar ek kan nie vandag saam met God sit aan 'n tafel en môre kuier saam met die vyand nie. Wanneer ek verbreek, dit is a choice. You need to decide in whose relationship you want to be. Ek en jy het 'n keuse met wie gaan ek 'n verhouding hê. Ek kan nie met God en met die duiwel 'n verhouding hê. You cannot have. Die oomblik wanneer ek sê ek het my hart vir God gegee, maar ek het verhouding, ja, maar sê ek sê lief vir die vyand, hoekom luister jy vir hom? Hoekom vergewe jy? Hoekom spreek jy nie vry nie? Hoekom raak jy nie gehoorsaam aan die Here? Want as jy aan God sal luister en jy het 'n verhouding met hom, sal jy gehoorsaam wees. Weet jy, daar is net een sonde, of een hoofkategorie van alle sondes is ongehoorsaamheid. Elke liewe sonde is ongehoorsaam. Daar's ook nie groot en klein sondes nie. Daar's wel een sonde wat onvergeeflik sal wees, en dit is wanneer ek teen die gees van God sondig. En dit is die gevaarlikste hier, en dit is wanneer ek sê God se gees is 'n demoniese gees, en ek teen die Heilige Gees. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ons kom op 'n tyd, ek luister na 'n gedeelte van Reinhard Bonke. Ek dink vanoggend of gister ergens het luister ek na 'n gedeelte van een van sy preke toe hy jong was, en hy sê daar is nie so iets soos 'n amper gered nie.
Dit is of jy is heeltemal gered, of jy is heeltemal nie gered. Daar's nie 'n halfway, daar's nie halfway kinders van God nie. As jy in die water val, kan ek nie sê jy is amper gered nie. Amper gered is jy het verdrink. As jy amper die Here gedien, ek is amper daar beslis, is of alles of niks. Ons het nou gesê dat jy moet amper is of nie stamper nie. So amper beteken heeltemal verlore, want God se woord sê, was jy maar eerder warm of was jy eerder koud, maar nou omdat jy lou is, omdat jy amper daar is. So ek en jy moet op 'n plek kom waar ons 'n keuse maak en hierdie is 'n moeilike woord vanmôre, want God sê dis nou compromise. Of jy dien my met jou hele hart, met jou hele krag, met jou hele verstand, met alles in jou, of jy doen dit nie. There's no gray areas. Maar om terug te kom daarby, so hy sê dit vir ons hier, dat ek kan nie egbreek teen God nie. God haat dit wanneer God haat egbreekers. Hy sê kaartlik, hy sê as jy net na 'n vrou gekyk het, en jy het al begeer, dan het jy al klaar in jou hart egbreek gepleeg. Dis hoe ernstig God oor egbreek praat. Hoeveel keer staan ons in die teenwoordigheid van die Here, en in een mond loop ons met die Here, maar in onsselfde mond vervloek ons iemand. Met die een mond dan Here, ek kan nie wag om kerk toe te gaan, maar kan ook nie wag vir die kerk vir my is nie, ek wil net daai bolletjie uitkom. Dis nou seker nie hier nie, daar gaan 'n ander dorp. Aan California, daar ergens nie. Ek wil altyd sê, dit is beter om by die dam te sit en te verlang na die kerk, as wat jy in die kerk sit en jy verlang na die dam. Ek praat van die ouens wat visvang. Het is beter om eerder by die dam te sit en sê, ek wil so graag net eerder kerk toe gaan. As wat jy in die kerk sit en sê, ek kan nie wag om te gaan visvang. En baie van ons is in daai toestand. Ek wil die Here dien, maar ek kan nie verwag hoe Vrydag ons op paartjie. Ek wil die Here dien, maar ek kan nie wag vir dit nie. Ek wil die Here dien, maar ek wil nog hierdie goedes akkommodeer. Ek wil alles hê vir die Here, but I'm not prepared to give up some things in my life. En ek en jy verstaan dit nie, dat ek en jy toegang gee aan God se vyand in my lewe. Hierdie vyand, die Satan, kom ek, en ek minkel met hom, en dan kom ek terug na God toe. Ek wil vandag wees, ek sê die verhouding met my vrou gaan doen, waar ek hom girls opchat, en dan terugkom na haar, dus sy sê my langer vir my gesê, pas die pad. It's either I'm totally committed to my marriage, and I love her alone, en sy is my alles, en ek doen alles in hierdie relationship, om dit te maak werk. Daar is nie grey areas. En het is langs dat ons dit soek in ons aardse verhoudings, maar wanneer het by God kom, dan is daar compromise. Die Here praat vanmôre, want ek en jy moet dit besef, en ek praat hard vanmôre, want God praat hard met my, en met hierdie wêreld, en sê, it's time to choose. Maar wanneer ek en jy kies, moet ons weet, dat dit wat ek gaan kies, gaan oorvloedig raak. Positief of negatief. Hy sê so, vriendskap van die wêreld is vyandskap teen God. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Here, ek wil nooit 'n vyand van God word. Hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees van God wat in ons is. Die Heilige Gees, as jy jou hart vir die Here gegee, the Holy Spirit is a jealous God. Hy sê, ek wil jou nie deel met niemand nie. Jy is myne, jy is duur gekoop. Ek het jou so lief, I'm a jealous God. Hy sê, die Gees van God in jou begeer met jaloersheid om jou alles te hê. Sê, ek wil met
jou dinge deel. Ek wil dingetjies vir jou oopmaak. Ek wil vir jou soveel meer gee van die Vader. Ek wil vir jou soveel meer gee. Ek wil hê jy moet so te veel dieper. Ek wil jou kom bederf. Ek wil jou op die hande dra. Ek wil jou vashou. Ek wil jou koester. Ek wil jou net myne hê. I'm jealous. I want to have you. En ek wil jou nie deel met my vyand nie. Ek wil jou nie deel met die wêreld nie. Ek wil jou nie met niemand deel nie. Because you are mine. Met jaloesheid. Nee, dit is 'n mooi jaloesheid. Dis nie daai obsessiewe tipe jaloesheid waarmee ons kyk is. Hier is 'n jaloesheid en dit is wat God sê. Ek wil jou nie deel met niemand nie. Dis Maria. Jy is hier gekoop deur die kosbare bloed. Wil jou nie deel nie. Dan sê hy vir ons verder in vers 6, hy sê maar hy gee groter genade. Daarom sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die Engelse Bybel praat van hierdie hoogmoedigheid. Ons dink hoogmoedigheid is om met jou neus in die lug te staan. Ja. Dan dit is beter nie. Die Engels, wat sê die Engels? God sets himself up against the proud ones. Hoeveel keer het ons hierdie woord al gehoor van proud? God sets himself up against the proud ones. And he gives grace to the lowly ones. En hierdie hoogmoedigheid is, wanneer ek so in my eie gemoed groot geword het, en ek sê, Here, ek hoor wat jy sê, maar ek gaan nie doen wat jy wil. Dis my wil, nie jy wil. I'm not going to submit. Here, ek sal die Here dien, maar op my voorwaardes. Here, ek sal God lief hê, maar ek gaan nie die goede doen. Want ek glo nie God sou wil doen. Dit is, en jy, daar's twee dinge wanneer ek 'n kind van God word, wat gaan gebeur in my lewe. Of die woord gaan my verander, of ek gaan die woord verander. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Of die woord gaan my verander, en sê, Lord, U vorm my en U maak my. Of ek gaan verskoning soek vir my toestand, sodat ek daarin kan bly, en dan gaan ek die woord soek, om dit by my aan te pas, en my leefstyl aan te pas, en by my wy in te pas, en nou verander ek die woord van sy oorspronklike bedoeling, sodat I can stay, not change. Ek wil vandag jou sê, jy kan nie dieselfde bly, as jy nou alles vir God gee. You cannot stay the same. Vader, ek oornag nie, maar hy vorm my, maak my elke liewe dag, because I am surrendered to be changed. So either the word is the truth, or my will is the truth. Maar wanneer ek God se woord vat, en ek probeer verander om myself, ek weet waarvan ek praat. Kyk, ek was 'n alkoholist gewees. Almal weet dit, ek was daai ou alkoholist, hy begrawe deur die dood, hy bestaan nie meer nie. Maar ek het ook die woord gegee. En as enige iemand iets vir my gesê het, ja, maar Jesus het ons water en wyn oorgemaak. Jy kan nie dronk word van die goedes nie, maar jy kan dit maar drink. You will have excuses. If you want to stay in sin, you will use the word to stay in sin. Ek weet dit, ek ken dit, ek was daar. Want dan kom ons op 'n plek van self-righteousness. Ek wil nie hoor wat God sê nie, ek is bly soos wat ek wil, want die woord sê ons nou dit so. En wanneer ek God se woord op 'n manier wil hoor, ek sê dit altyd, as jy kan jou mind opgemaak het oor hoe jy voel, hoe jy dink God vir jou wil hê en alles, en jy kom na God toe, dan gaan jy hoor net wat jy wil hoor, want jy kan jou mind opgemaak. Maar wanneer jy 'n totale oorgawe na God toe kom, sê Here, nie my wil nie, maar U wil, Here. As daar enige iets in my is, kom leer my, kom vorm my, kom maak my, laat die waarheid my sal vrymaak. There's just one thing that can set me free, and that is the truth of God's word. And many people stay in bondages because they have misused the word of God, and they have never changed. Ek kan vanmôre dit vir jou sê, as jy nie gaan toelaat dat God jou verander nie, het jy 'n probleem.
Ek praat ernstig. So hy sê, God weerstaan nie hoe hoogmoedig is. God sets himself up against the proud. But for the humble, for those that humble themselves before God and say, Lord, not my will, but your will. He gives grace. Kom ons gaan verder. Hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. So met ander woorde in hierdie skrif, want ek nou net gesê dat daar is 'n plek waar die vyand jou wil verniel. Die vyand wil jou help van. Jy moet dit vanmôre verstaan. Die vyand gaan alles doen sodat jy met jou gaan. God het klaar alles gedoen sodat jy gered kan word. En daar is 'n voorwerp. En baie mense sê, ja, maar so ek bestraf die duiwel. Jy kan nie die ou saam met wie jy gisterand gedrink het nou hoekom bestraf nie. Dan drink jy nie. Die woord van Here sê, manne, julle vroue met behandel as mede-erfgename. Hy sê, sodat julle gebede nie verhinder mag word. Eenmaal. Hy sê, vroue, moet nie te veel praat nie, so my deurgaan. Hou op so baie kerm en kla en mou. Hy sê maar, laat dit wat jy mooi maak, dat dit jou verhouding met God is. Dat sodat wanneer jou man na jou kyk en na jou godsvreesende lewenswandel aanskou, jy hulle sonder woorde kan win. And sometimes we are so self-reliant, miskien, ek sal nie, ek is die koning van hierdie huis, ek is die baas, nee, God is die koning van jou. And if you not submit yourself unto God, how to treat your husband or how to treat your wife, God cannot bless you. Maar die probleem is daarmee, dat ek en jy nooit die duiwel kan weerstaan as ek nie eers gehoorsaam is aan God nie. There's no way that the devil will ever listen to you if you're not listening to God. Hy sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die vyand. In ander woorde, die duiwel, dit is so saai en maai se wet. Die duiwel sal nooit na my luister as ek nie na God luister. Jy kan hom met die Bybel gooi. Jy kan 'n klip aan die Bybel vasmaak en hom daarmee gooi en dit bietjie gewig dra. Hy gaan jou uitlag. Sekere 7 seuns van Skeba. Nou daar in Handelinge kom hierdie 7 seuns en hulle is duiwelbesweerders. Anderswoorde hulle is exorcists, hulle bestraf die duiwel. En hulle het gehoor dat ou Paulus hulle en Silas hulle in die naam van Jesus duiwels uitdryf. En hulle kom by een ou se huis wat vol duiwels is. En die woord van Here sê, hulle het dit gewaag om in die naam van Jesus dit te probeer doen. En hier kom hierdie ouens en hulle kom in die naam van Jesus. Wie glo daar's krag in die naam van Jesus? Ek glo dit. Wie glo? Hier die duiwel sidder as hulle in die naam van Jesus. So there's power in the name of Jesus. En hierdie 7 ouens kom in die naam van Jesus en hulle draai duiwels uitdryf. Weet jy wat doen die duiwel? Sê hom, Paulus hulle ken. Ek ken vir Jesus, ek ken die disciples, maar wie is julle? The devil will never ever recognize you if you're not recognized by God. If you don't have God's approval to use the name of Jesus, the devils will not listen. En hierdie een ou wond 7 ouens. 7 ouens, woord van Here sê, hulle daar van hulle het naak en gewond en seer daar uitgehardloop. Een ou vol duiwels. Maar hulle het in die naam van Jesus daar gekom. The devil didn't recognize their authority because they didn't obey Jesus. They didn't belong to him. So the devil will only listen
En baie van ons, jy moet dit nou verstaan, ek sê dit weer, die vyand gaan jou elke dag van jou lewe aanval, want hy gaan wil hê jy moet moeg word. Hy gaan wil hê jy moet ophou bid. Hy gaan wil hê jy moet ophou Bybel lees. Hy wil hê jy moet nie gaan getuig van wat Jesus vir jou doen nie. He wants to silence you. He wants to quiet you. En ek is dit jammer om dit vir jou te sê, maar dis die werklikheid. There will be a fight every day of your life, but there is also a God every day of your life that will give you everything to overcome the devil, so that you can stand in the power of God. So that will every bang praat nie, but I want to tell you, there's a reason that the devil doesn't listen to you and me in some situations, because I'm not in total surrender to God. I'm not in total submission, and the devil will not leave you. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat die duiwel soek net een dingetjie. Jy kan 99% gehoorsaam wees. As jy 1% ongehoorsaam is aan die stem van die Here, en die vyand 1% reg om in te kom. Ek het dit nou die dag vertel, as ek 'n huis verkoop, en die duiwel kom, en hy een spyker teen die muur ingekap in daai huis, en hy sê vir jou, jy kan hierdie huis kry, maar daai spyker is myne. Trouwens, gou die kamer aan en haar skildery. Hier is 'n spyker teen hierdie muur wat hierdie skildery vashou. En as ek hierdie hele gebou aan God uitverkoop, maar die vyand sê ek het die spyker wat hierdie skildery hang is myne. En ek het enige tyd toegang tot my eiendom. Kan ons vanmôre kom kerk hou, en die Bybel kan inkom, en hy kan op daai spyker hang net wat hy wil. Ons kan worship vanmôre, en die Bybel kan kom, en hy kan pornografie kom ophou. Hoe sal jy voel daarvoor, as jy vanmôre God jou hele huis gee, en dan kom die duiwel in, en 'n ander prentjie, wat jy nie wil hê, nie kom nie, want ons is spyker teen die muur, wat aan die duiwel behoort. En die voorwaarde is, jy mag nie om toegang weier, om by sy spyker uit te doen, because it belongs to him. And many of us, we surrender 99%, but there's one thing that I don't want to surrender. En ek verstaan nie hoekom die vyand oor en oor inkom en my op dieselfde goedes nie, want daar is 'n spyker wat uitgetrek moet word. En sê Lord, nothing belongs to the devil anymore. Ek gaan surrender vanmôre. Jy moet dit vanmôre verstaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons dink ja, maar ek is daarom 99. Jy is nog steeds nie 100% verlos, gered en genees nie. Jy is nog nie 100%. Hy sê in sy woord dat as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en agter my aankom. Hy sê as enige iemand sy hand aan die ploeg slaan en hy kyk terug, is hy my koninkryk nie werd nie. Dis harde woorde vanmôre. But we want the glory of God. But I want to entertain things that I know God hates. God praat vanmôre, hy sê dat as julle wil oorwinning hê in die naam van Jesus, there's only one way, and this is in total surrender. Hy sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegneem. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Reinig die hande julle sondaars en seil op die harte julle dubbelhartige. Wat is dubbelhartig? Ag, ek wil die Here dien, maar ek geleer dit nog hierdie kant. You have not made up your mind. To who do you belong? You cannot have a relationship with two. It's just one. So jou hart behoort op twee plekke. Dubbelhartig. You want this, but you want that. And God said, it's all or nothing. Hy sê, weet kraag, kreun en ween, laat hulle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap en bedruktheid. Verneter julle voor die Here en hy sal jou verhoog. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wants to destroy the works of the enemy that has been
tormenting you for how long, but you need to submit to God this morning. Jy moet in gehoorsaamheid kom aan die stem van die Here. Jy moet uit self-righteousness uitkom. If you're not going to give up the things that has been stealing your joy, jy kan bid tot jy blou is. As die duiwel 'n spyker in die muur het, gaan hy toegang hê om jou lewe te vernietig. Romeine 6 vanaf vers 14 tot 18. Romeine 6 vanaf vers 14 tot 18. Sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Jy sien, en hier is waar baie mense met die grace ding inkom. Eenmaal gered, altyd gered. Ek is mos nie onder die wet nie, ek is onder genade. So genade gee vir my toestemming, dat ek kan maar leef soos wat ek wil. God se genade is genoeg, dat ek maar nie so kan bly. Eenmaal gered, altyd gered. Grace is sufficient. Maar hoor wat sê hy dan nie? Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dan aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. So we need to make a choice. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons verwag dat God met iets doen. Ek wil vanmôre sê, God sê, jy moet na my toe nader. Jy moet submit. Your will. So God sê, ek doen alles, die duiwel sê, ek doen alles, en God sê, kies. Kies een van die twee, kan nie albei kies nie. Of die seën, of die vloek. Of die lewe, of die dood. Kies self. Vers 7, hy sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. So there's something that happens when I totally surrender myself to God, that I am putting myself to availability to be used by God. Nou sê die woord van Here in Hebreërs 12 vers 14, hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Nou hierdie woordjie heiligmaking in hierdie woord, in die direkte Young's Literal Translation, soos die direkte oorvertaling, staan hy so, peace pursue with all, and the separation apart from which no one shall see the Lord. So separation, die Griekse woord vir dit, wat hy hierso van praat, is sanctification, agiosmos, wat beteken consecrated, sanctification. So hierdie heiligmaking beteken to be sanctified, to be set apart. Dan sê dit, separation unto God from a profane, secular and carnal use to a sacred, religious and spiritual use. Ek gaan dit weer lees, dit is 'n mondvol. So hierdie heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie, beteken consecration, a separation unto God from a profane, secular and carnal use to a sacred, religious and spiritual use. Sanctify means to be set apart from any other uses to God's particular use. Dat God het my jou gered om te sê, jy is nou 'n instrument in my hand. You will not be used for anything else but for godly use. So ek en jy, hierdie liggaam,
is 'n tempel van God se Heilige Gees. Hy sê julle is duur gekoop. Dit sê hy vir ons daarso in 1 Korintiërs 9 vers 19 en 20, en jy kan ook die hele gedeelte gaan lees daar. Hy sê, weet julle nie dat in julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat jy nie meer aan jouself behoort nie. Want jy is duur gekoop, verheerlik dan God in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort. So ek wil vanmôre vir jou sê, if God bought you by the blood, it is for His purpose. It is for His use. It's for godly use. En as jy enige iets vat wat aan God behoort, en jy gebruik dit vir enige ander doel, buiten dit waarvoor God dit geheilig het. So God het jou geheilig deur die bloed van Jesus Christus, sodat hy in jou en deur jou sy naam kan verheerlik. So you've been bought, you've been sanctified, you've been set apart for any other use, to godly use. Sal ek en jy in God se hemel ingaan, as ons dit nou kon doen? En hier vat ons iets wat uit die heilige kamers van God is, wat vir God spesiaal is. Kom ons sê maar daar's 'n spesiale beker wat God uitdrink in die hemel, wat vir hom sacred is. Dit is vir hom iets wat hy vir homself gemaak het. En ek gaan vat hierdie beker en ek gaan party met hierdie beker. Hoe sal God daaroor voel? Iets wat syne is, wat hy vir homself gemaak het, wat hy vir homself geheilig het. And now it's being used for something that he hates. Ek praat vanmôre met jou baie ernstig kind van die Here. Want ek weet ons gaan 'n era aan waar ons God se heerlikheid gaan sien soos nog nooit van tevore. Ek glo dat ons bid vir revival, ons gaan siele sien inkom. En die vyand is ongelukkig oor dit wat God met ons mee besig is. He's not happy. Maar as ek en jy 'n deur gaan oopmaak, gaan die vyand kom om jou van jou roeping af weg te vat. As jy 'n deur oopmaak, don't open the door. Don't give him one grain of sand in your home. Don't give him one grain of sand in your mind. Moenie hom 'n greintjie. Net hoe begin die vyand baie keer met sy depressie in jou lewe. Hy kom en hy sit net in gedagte. Ja, jy gaan dit nie maak nie. Nobody loves you. Everybody hates you. One thing, een spykertjie. En aan die volgende oomblik wat gebeur, dit gaan nie, en dit gaan nie, en dit gaan nie. Teen aan einde van die dag, as jy so diep in die God, en jy weet nie eens hoe te bid. You allow him to have access to one thing. Maar die oomblik wanneer ek dit sien, en ek sal net door God, ek sê, Here, ek gaan nie na die vyand nou luister, nie ander hulle sit toe praat. Die vyand sê, ek gaan dit nie maak, maar God sê, ek gaan dit maak, Lord, I choose to believe you. Is dit nie hartseer dat om baie keer God se vyand glo en nie God glo? Hoe moet God se hart voel when we believe his enemy? Oh, you are nothing, jy is niks werd nie, niemands lief hier. Oh, nobody loves me, everybody hates me. You just believe the devil and you allow him to come in. Jy gaan nooit verlossing kry nie, jy gaan nooit redding kry nie, jy gaan nooit die uitkom nie, jy gaan nooit bo uitkom nie. Hierdie gevegte waar die vyand kom, you're worthless, jy is niks nie. Maar God sê, but I've changed you, and I've made you, and I've bought you for godly use, and godly purpose. And you are just the instrument, but I am the God that's going to use this instrument. En God sê vanmôre, dit is geestigheid in my en jou lewe. En baie keer is die spyker nie net sonde nie, baie keer is dit ongehoorsaam. Dood wanneer hy sê, as ek weet om iets te doen en ek doen dit nie, vir my is dit sonde. Baie keer weet hy, Here, ek moet losmaak van seker goed. Baie keer weet hy, Here, ek moet hierdie bitterheid uit my hart uitkry. Baie keer weet hy, ek moet vergewe. Baie keer weet hy, ek moet my man beter behandel. En baie keer weet hy, ek moet my vrou beter behandel. Want we so busy with self-righteousness, ja, maar ek is nie verkeerd.
Wat maak die saak wie reg of verkeerd is, kan God nie reg wees vir 'n oomblik. So Here, al voel dit nie vir my so, I'm willing to trust you with the Lord. I'm willing to trust you. Ek hoef môre vir jou sê, ek het die woord gebring. Dis wat die Here op my hart gelê het. En ek hoef môre vir jou sê, God sê, I'm a jealous God. I'm not prepared. Ek is nie bereid om jou te deel nie. I'm not going to share you. Either I'm going to have you all, or I'm not going to have you all. God sê, ek soek jou alles. Maar ek moet dit vir jou môre sê, when you give you all. Wanneer jy jou alles op die altaar lê, gaan jy die wonderwerkende krag van God in jou lewe sien. You cannot expect God to heal you, but you hold it on to the very thing that's killing you from the inside. Nou maar, sê nou maar net, ek is verkeerd, sê nou maar net, ek weet nie hoe myself te red nie, as ek geweet het, was ek al lang al uit die ding uit, so Lord, I'm just trusting you. Maar ek wil ook vir jou sê, dat God sê, it's time for choosing. You cannot have both, jy kan nie God in die wêreld dien. Maar vir hulle wat God gaan kies in hierdie tyd, wil ek vir jou sê, jy gaan die heerlikheid van God begin sien in jou lewe soos wat jy dit nog nie voel. For those that are willing, is it going to be easy? Nee, dit is moeilik om jou alles vir God te gee, because want daar gaan vriende wees wat jou gaan haal. People will not be, daar gaan mense wees wat nie verstaan waarmee God met jou besig is nie. Maar ek gee nie om wat mense sê nie. Lord, you take the whole world, but give me Jesus. Al staan ek alleen, staan ek nie alleen nie, ek staan saam met God. Al verstaan niemand my nie, ek het iemand wat my verstaan. Al voel ek alleen, I'm never alone, because he said, I will never leave you and not forsake you or give you up. Ek wil van all of you say, but it is a choice. But if you want to walk with Jesus, you will experience His presence. If you're not going to walk in complete, weet jy wat, een fout maak dat Adam en Eva wegkruip vir God. Hulle het met God gewandel, hulle het sy heerlikheid aanskou. Een ongehoorsame maak dat hulle wegkruip vir God. En weet jy wat die duiwel gebruik om hulle daai foute te maak? Die woord. Want die duiwel gebruik die woord en die verdraai dit. And he wants to keep you in a place where God doesn't intend you to be, and he will use the word to keep you there. My heart vir jou en vir my is so mooi, Here, ek wil, that's a closer walk with you, Lord. Now I need to come to a place of total surrender, Lord. My alles of niks. There's no turning back, Lord. There's no turning back. Maar God sê, in hierdie tyd, gaan daar begin skeiding plaasvind. People that are seeking God is going to experience His presence more than ever before. But those that want to use God only for their own gain, they will not experience the deliverance power of God. God sê, ek ken die hart, ek weet as jy na my toe kom opreg en wanneer dit nie daar is. Ek sien dit weekliks wanneer mense my kom sien. So many people want God to help them, but they don't want to surrender. En dis hier kom hulle vir maande lank elke week moet kom. Maar ek soek God se hulp, maar ek soek nie die surrender. I'm not willing to give up certain things. En hulle bly net om myself te routine van val. En almal om hulle met hulle help deelte. Voer hulle met lepeltjies. My pa het altyd gesê, jy stoot hulle met die kruiwel tot voor die hemel, dan spring hulle af waar hulle help die. So jy doen alles in jou vermoë om hulle by God uit te kry, but if they don't want to surrender, dan Christus het ooit gesê, hy sê nog altyd, jy kan die perd op by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. En iemand sê dit vir jy, maar jy kan die perd maak drink. Jy voel hom sout dat hy dors word. Dan gaan hy drink.
Ons kan nie mense naadruk nie, maar ons moet sout wees. Ons moet aan mense begin honger en net bos kry vir Here. Ons kan nie mense red nie, maar ons kan hulle die redder wys. Ek kan nie mense verlos nie, ek kan nie mense help nie, but I can be light and I can be salt. My pa het met my gedoen, dis die tipe van 'n sielkundige. Mense nie weinig doen. Hy het altyd vir my gesê, my kind, jy vang hulle met lus. Maar hy het my nooit vertel hoe verkeerd ek is nie. Hy het my net vir alles vertel wat ek mis. Hy het my honger gemaak en sê, ek soek dit. Hy het nie meer gesê, hoe moet jy nou dit en hoe kom hy nie? Weet jy wat hy gedoen? Die Here het vandag dit vir my gedoen. Die Here is so groot en hy het net getuig van die Here en hy het dit vertel. Dan ek sê, Here, ek soek ook dit wat hy het, ek wil dit ook hê. Van hom met lus. Maar as hy my gekarring het, en maar op aan die bene, dan raak jy rebels. But when you fall in love with him, ek wil vandag weer sê, dis hoe die woord sê, lift Jesus higher. As hulle hom gaan oplig, sal hy die mense trek. Maar jy kan nie Jesus in jou lewe oplig, as hy nie totaal in jou beheer het nie. Staan op jou voete saam met my. Vra dat die orkes hier na vore te gaan kom. Die hartseer is dit nie almal wat hier is vanmôre gaan dit moontlik maak nie. Pastoor, jy kan dit nie sê nie. Dis die werklikheid. Here sê, daar sal 2 op die dak wees. Een sal aangeneem word. Een gaan nie aangeneem word nie. 2 sal in die land wees. En een sal aangeneem word en een nie. Is God dan onregverdig kies hy met seker is, hy sê nie nader tot my. En hy sal dit jou maak. En ek kan hierdie woord uitrek en ek kan, en as die Gees van God in hierdie tyd nog nie in jou binnekant gepraat het nie, dan het jy 'n probleem. En jy nie vanmôre hoor wat die Gees van God vir jou sê, kan jy nie hoor wat ek vir jou sê. Wil God dan nie, ek het nou net gesê, God het alles gedoen, sodat jy kan gered word, en verlos word, en heel word. Die vyand het ook alles om jou te hou waar jy is, maar net jy kan kies. Net jy kan vanmôre kies om gehoorsaam te wees. Nobody can choose for you. At the end of the day, you need to surrender. En ons gaan hierdie lied van I surrender God. En terwyl ons dit sing en jy voel jy ek wil vanmôre surrender, kan jy net daar waar jy staan voor jou hande opsteek en vir die Here sê, ek wil my alles surrender. As jy vanmôre hier is en jy daai ekstra gebed nodig, dat ons saam met jou moet bid, sodat jy vanmôre oorgawe kan maak. Terwyl ons dit sin vra dat jy voor kom staan by my, dat ek saam met jou kan bid. En daar kan ek vir jou doen nie. Hy sê maar, elkeen wat die naam van Jesus aanroep. Ja maar, pastoor, ek weet nie waar om te begin, ek weet nie, dis start calling upon his name, begin net by die begin. Kom net by hom uit. Gee net vandag jou hart vir hom. Gaan jy onmiddellik oorwinning hê oor alles en wat is going to be a walk with Jesus, who is going to be busy molding you and forming you. Terwyl ons dit sing vanmôre, wil jy nie, alles jy gered vanmôre, dan gaan dit ook met jou geestelik goed, wil jy nie vanmôre net nog meer oorgawe maak, jy sê, meer van my. Ek het dit nou, ek sê dit baie, dat God kan nie meer word in my lewe. Jy het klaar die volheid van hom, maar ek kan minder word. Al hoe God meer word in my is wanneer ek minder word, sodat hy meer van my kan hê. En hoe meer jy van jouself as hoe minder van jou het God. Maar hoe meer jy oorgee, hoe meer kry God van jou.
So die Here bly in baie mense se lewens. Hy het toegang tot jou sitkamer. Maar die Here my lewe ingenooi. Maar hy kan nie die kombuis in die sitkamer gebruik, hy kan nie die kamers, maar hy kan alles. Maak die Here ook. Die Here kom af op vertrek van my lewe. Here, die vertrek wat ek toegesluit het, wat ek nie wil hê iemand moet my kom loop, just open every door and just come in. Kom ons sing dit saam.